jou tiende te gee. Gee my net so 'n tiende van jou maand se kosgeld, dan is ek ook baie tevrede. En jy weet, dan gaan ons aan. Maar kom regtig waar, kom ondersteun ons met dit. En dan wil ek graag 'n projek aan julle voorstel. Ek wil graag die saadjie kom plant. Ons het in die kerkraadsvergadering die vorige keer en wat ons nou môre aand ook het ons die konsep van ons beker loop oor. Nou, almal van julle se bekers loop oor, want iewers daar by jou huis is daar iets wat jy glad nie meer gebruik nie. Jy weet, iewers in die kas is daar 'n ding, of daar's 'n kledingstuk, of daar in die garage, nee manne, jy maak hy garage op en val al die goeder so uit. Dan sit ou vir stokke en gereedskap en alles, en die vrou sê maar, wat wil jy doen met dit? Sê, nee, een dag, maar los daai een dag man, jy gaan daai ding in elk geval nie gebruik nie. So, bring daai goeders hier na die kerk toe. Die hele idee wat ons het, is ons wil 'n tweede lewe winkel op die been bring. En ons wil nie sommer net goeders hierso sit, dat dit daar is. Ons wil regtig, as dit gaan oor klere, wil ons die klere gaan kyk, ons wil dit ordentlik was en mooi maak en regmaak, en ons wil 'n winkel hê waar mense kan kom en regtig waar goeie kwaliteit tweedehandse goeders kan koop. Daai boeke wat daar in die boekrak is, wat net stof vergader, wat jy al 6 keer deurgelees het. Jy weet, bring dit hier na jy ken dit mos nou. So bring dit kerk toe. En julle kan net nie julle mans inruil nie, hoor, hy moet bly by die huis. So asseblief, so al die ander goeders, 'n tweede lewe, ons beker loop oor, al die goeders wat maak om te sê, maar dit maak eintlik my kaste vol. En dit is nogal lekker as mens nou bietjie daarin kan kyk, die winter is mos nou verby. Ons gaan nou in 'n nuwe seisoen in. So raak bietjie ontslaaf van dit. Jy weet, haal bietjie daai goeders uit en sit dit so deur. En dan en bring dit maar net so lank. Julle sal sien met tyd gaan ons die huis daar aan die oorkant gaan ons mooi ingerig hê, en dan gaan ons 'n geleentheid daar sê waar jy kan kom enige tyd deur die loop van die week om dan bietjie daar rond te blaai en te krap. Dit sal net so bietjie 'n ander kategorie wees as van die ander pandjieswinkels. Ons het nie 'n pandjieswinkel nie. Ons het ons beker loop oor. So oral waar jou beker oorloop, bring daai goeders vir ons. En dan 'n laaste ding vir die manne, daarso gaan kyk die 20ste tot die 22ste September, dan's daar 'n Mighty Men bymekaar koms daarso op die plaas. So vir al die vrouens, as jy 'n bietjie van hulle wil ontslaa raak, die manne, jy wil 'n bietjie rustige aand hê of 'n rustige naweek hê, kyk maar net, boek op daai link en stuur hulle. En dan die manne, kom bring my julle beste kamptoerusting saam. Jy gaan nie in my huis slaap nie, jy gaan op die veld slaap, maar kom bring jou beste kamptoerusting saam en kom kuier daar op die plaas. En dit beloof om 'n verskriklike lekker geleentheid te wees. Julle sien die sprekers waar daar is, hulle sê 2 broers en 2 ander ouens. Met ander woorde is gewone mense wat gaan gesels, maar ons is regtig waar in die geëerde posisie dat die Here hierdie jaar so voorsien het dat ons 'n Mighty Men daar op die plaas gaan nou. So die uitnodiging is daar vir al die manne, die Vrydag aand en die Saterdag, reg deur die dag, en dan die Sondag. Dan vrouens, dan kan julle die mans daar kom haal. So dan kan julle vir hulle kom kuier en dan sommer hulle kom haal ook daar, maar wees verseker, partykeer in sekere gevalle gaan hulle miskien so 'n bietjie anderster optree as jy ons Sondag daar sou kry. Maak absoluut staat op die werking van die Heilige Gees in ouens se lewe. So manne, kom, die uitdaging is daar, kom ervaar dit op 'n ander manier en kom, weet jy wat, strek so 'n bietjie jou geloof. Dankie Dominee. Baie dankie Frederik. Jy sê as die vrou 'n bietjie is rustige naweek. Ek dink as die broers bietjie rustige naweek wil hê met hulle kom. Broers, so moenie wag dat jou vrou jou stuur nie. Kom net. Dit gaan 'n wonderlike naweek wees. So baie dankie. Maar kom ons raak stil vir die Here. Kom ons beleef sy teenwoordigheid vanoggend as ons so saam is. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons eintlik maar vandag net hier kan kom sit voor U. Here, ons harte is oop, ons het gekom, ons het 'n dors na U, Here Jesus, ons het eintlik 'n honger vanoggend na U, na meer van U in ons lewens.
Dis hoekom ons gekom het, Here, want hierdie hele erediens gaan net oor U. En ek weet, Here, U staan gereed, Heilige Gees, U staan gereed, om ons elkeen te kom aanraak, om ons elkeen te kom voed. Ja, Here, met die brood wat U gee, Here, dis nie hierdie brood waarvan ons weer honger word nie. En ons moet maar elke dag brood eet, en ons is ook afhanklik van U vir die brood wat ons elke dag moet eet. Maar Here, die brood wat U vanoggend vir ons wil uitdeel, is brood wat ons gees voed. En dankie dat ons vandag net kan kom sit en kan kom eet en kan ontvang dit wat uit U hand kom. En ons bid, Here, mag dit met elkeen van ons wees, as ons hier uitstap, mag ons elkeen uitstap en sê, maar ons is gevoed deur U Gees. En daarom het ons sommer 'n nuwe krag, en kan ons hierdie lewe gaan aanpak met die krag wat U ons gee. Dankie dat ons dit mag bid, in Jesus naam. Amen. Mag jy dit so beleef vandag. Jy is in die teenwoordigheid van God, en die Heilige Gees staan gereed om jou te kom salf, om jou te kom aanraak, met 'n nuwe krag, met 'n nuwe fokus. Ja, met dapperheid om U uit te stap en die lewe te gaan aanpak. In die naam van Jesus Christus ons Here. Kom ons loof die Here, en dit lyk my die musiekbediening hou nog baie lang naweek, maar dis nou nie meer 'n one-man band, dis 'n two-man band, so ons wil dankie sê vir Marnay wat ook aansluit. Ek hoop volgende week is dit 'n vol band, maar dit lyk my hulle kom so terug met ter tyd, maar baie dankie vir julle twee, Francis en Marnay. Kom ons loof die Here as 'n gemeente, dit gaan oor hom wat op die troon sit, so kom ons buig voor hom, kom ons erken dat hy ons koning is, kom ons loof die Here.
kom vorm my. En nou is die moeilike deel, net soos U wil. Dis nie altyd maklik nie, nê? Maar glo my, nog steeds is jy in die beste hande. En die vraag is vanoggend, glo jy dit? Glo jy dit uit jou hart uit? As jy dit glo, en jy sê, Here, kom vorm my, dan sluit ons lied waarmee ons afsluit met ons voorsang, en ons lofsang, vat dit saam, waar jy eintlik dan weer 'n keer vir die Here sê, Here, kom leef in my. Ek nooi U uit, Here. Kom leef in my, kom vorm my, maar kom leef ook in my, sodat ek presies op die plek kan kom, waar U wil hê ek moet wees. So kom ons sê dit vanoggend, uit ons hart uit vir die Here.
Botha, Dani van Vuren en Erik Snyman, dat julle voorkom staan, asseblief, julle kan gerus hier, of hier langs my, of hier voor my, of hulle is groot man, hulle moet dalk langs my staan, anders gaan ek julle nie sien nie, hoor. Julle is baie welkom. Julle sien wat ek bedoel, ek is die heel kortste hierso. Maar dis goed, ek dink, ek is dankbaar dat die kerkraad het julle gekies, want as ek moeilikheid iewers optel, dan weet ek wie gaan ek bel. So, maar baie dankie. Nee, dit gaan oor baie meer as dit. Ek lees graag die formulier. God het van die begin af mense geroep om in diens gestel te word, om sy koninkryk te help uitbou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan sy disippels bevestig dit, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Diegene wat hy roep, word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou, sodat elke gelowige sy of haar funksie kan vervul. Nou, aangesien daar geen beswaar teen die volgende persone se verkiesing tot die kerkraad ingebring is nie, wil ons hulle graag as kerkraadslede, as ouderlinge bevestig. Ek lees dan die taak van ouderlinge, wat die ampt van ouderling betref, moet julle weet dat die opbou en geestelike versorging van die gemeente aan julle sorg toevertrou word. Dit sluit sake in, soos huisbesoek, siekebesoek, lering en toerusting, pastorale versorging en die leiding van groepbyeenkomste. Indien julle die gawe van lering ontvang het, moet julle ook die toerusting van dooplidmate as deel van julle verantwoordelikheid neem. Met ander woorde, die Sondagskool, as jy daar sou betrokke wou raak. Nou, behalwe die versorging en toerustingsfunksie, neem julle ook verantwoordelikheid vir die regering van die gemeente. In ons gemeente is dit die groot klem. Ouderlinge hou toesig oor die gemeente. En so dis die groot taak waarvoor julle geroep word. Dit beteken dat julle die gemeente duidelik moet lei in gehoorsaamheid aan die Bybel en die belydenisskrifte van die kerk. Die leiding wat julle moet gee, sluit ook waar nodig die kerklike tug in. Nou, 'n gemeente is natuurlik nie net na binne gerig nie, maar het ook die verantwoordelikheid om God se koninkryk uit te brei. So die ouderlinge moet help toesien dat die laaste opdrag van Jesus gehoorsaam word, die groot opdrag. As Jesus sê, gaan maak die mense my disippels, leer hulle, doop hulle, en dis alles taak, deel van die ouderlinge. By ons gemeente, ek wil net vir die gemeente noem, werk dit so, in die ou dae, in die Ou Testament, het die oudstes in die stadspoorte gaan sit. Julle sal onthou, daai tyd het die stede mos mure rondom gehad. En dan het die oudstes, die ouens met die hoë range, as ek dit so kan stel, daar in die stadspoorte gesit. En hulle het besluit, wat laat hulle in hierdie stad toe, en wat laat hulle nie daar toe nie. En in Springs werk dit so, ons het daai geestelike beginsel deurgetrek. Ons ouderlinge, ons kerkraad, sit by die stadspoorte van hierdie gemeente. En hulle besluit, wat word hier toegelaat, en wat word nie hier toegelaat nie. En ek kan vir jou as gemeente die versekering gee, Springs staan nog, soos wat ons al die jare gestaan het, onder die gesag van God se woord. En daarom het hierdie manne 'n groot taak, en 'n groot verantwoordelikheid, om saam met die kerkraad, te weet, hierdie hoort nie in ons gemeente nie. Maar hierdie, dit laat ons toe, dis aanvaarbaar, dit is wat die woord van God sê. So, en daarmee wil ons vir julle sê, baie sterkte, en mag julle saam met ons dink en leer en ontdek wat God se agenda is en wat God se plan is. Ons is nie 'n dominee gemeente nie, al baie jare nie. Ons is ook nie net 'n kerkraad gemeente nie. Ons is op 'n plek waar ons 'n gemeente is, waar ons almal hier is om koninkrykswerk te gaan doen. So, maar baie dankie dat julle ook ervaar het, en ek weet dis hoe die Heilige Gees werk. Julle het 'n roeping ervaar en 'n oortuiging ervaar, en dis hoekom julle vandag hier staan. So, antwoord nou opreg op die volgende vraag, sodat elkeen kan hoor dat julle bereid is om hierdie diens te aanvaar. So, ek wil nou vir elkeen vra. Kom ek begin, ek gaan 'n vraag vra, en dan gaan ek julle so op die naam noem, en dan wil ek jou antwoord hoor. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Dani? Chris. Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God
en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is. Erik? Dani? Chris? Beloof jy om jou amp, soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul en aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Erik? Dani? En Chris? So gemeente, julle het hulle antwoord gehoor. En met daai antwoord en met daai oortuiging wil ek dan vir julle sê, bevestig Springs-Oos julle nou in die amp van ouderling. So ek wil vra vir Frederik om vorentoe te kom en ons gaan 'n gebed doen. Frederik, miskien kan jy die gebed doen, hè? En ons gaan julle aan die Here toevertrou nou. En dan daarna gaan ons vir hulle 'n seënlied sing. So julle as 'n gemeente gaan saam met my hulle seën en daarna gaan ons almal ons sitplek inneem op daai. Gaan ons hulle so vas. Hemelse Vader, dankie Here dat ons hier kan staan en dat ons as 'n verlengstuk van U in die kerk spesifiek ons kerk aan U kan opdra en dat ons ook kan staatmaak op steenpilare wat ons nou hierso so vashou en kan sê Here, kom vat hierdie manne, kom gebruik hulle tot uitbou van U naam, tot uitbou van U koninkryk, tot guns en seën, dit waarvoor hulle geroep is, Here, en mag hulle ook 'n ander mate van kameraadskap ervaar hier in hierdie kerkraad. Mag hulle geondersteun word, maar mag ook hulle elkeen se unieke guns, unieke vermoë, unieke gawes ook gebruik word tot uitbou van U koninkryk. Vader, dankie vir U voorsiening in dit. Dankie dat ons ook kan vra dat hulle gesinne hulle ook in hierdie amp sal ondersteun en sal rig en sal vorm, want dit is nie net 'n ouderling wat aangestel word nie, dis 'n gesin wat ook in 'n spesifieke autoriteit staan in die kerk. En dankie dat ons dit aan U kan opdra, dankie dat ons vir U Heilige Gees se salwing kan vra vir elkeen van hierdie manne, kennis, wysheid en U voorsiening. Dankie Here dat ons dit in die naam van Jesus Christus kan vra en dankie vir U liefde en genade. Amen. Kom ons seën hulle met die woorde. Uit Sion opgestraal, U wat beveel en dit geskied, wil Heer U seën. Baie welkom en baie seën Chris, en mag dit 'n lekker pad wees, wonderlike pad wees wat ons saam stap. Baie dankie. Daar sê ek wil vra na die tyd, as ons nou klaar is met die erediens, dat julle saam met ons in die konsistorie gaan kom afsluit. Baie dankie, hoor. Daar sê ons skriflesing vanoggend, die woordbediening. Dis 'n kosbare teks, weet julle? Die Bybel is vol sulke kosbare tekste, want dit is God se woord. Jy kan maar lees en elke keer is daar net weer iets nuuts. En so ook as ek Johannes of Openbaring hoofstuk 1 lees vanoggend, julle sal sien dit sluit spesifiek by die nagmaal aan. Ons tema, die nagmaal is 'n teken van hoop. Die nagmaal is 'n teken van hoop. Want kom ons wees eerlik, baie keer dan is ons hoop maar bietjie min. Miskien sit jy vanoggend hier en jy het nie veel hoop nie. Nie veel hoop vir môre nie veel hoop vir Suid-Afrika nie veel hoop vir die wêreld nie. Dalk nie veel hoop vir jouself nie. Dan wil ek vandag vir jou uitnooi en sê jy is op die regte plek. Want vanoggend gaan ons die nagmaal gebruik. En baie keer het ons as mense net iets om aan vas te hou nodig, net 'n teken nodig, né?
Het al vir die Here gevra, as jy oor 'n saak worstel en bid, Here, gee my net 'n teken. Gee my net 'n belofte. Here, gee my net 'n skrif uit die woord uit, nie? Net iets om aan vas te hou. En ek wil vanoggend vir jou sê, Jesus het vir ons die nagmaal gegee as 'n teken, iets waaraan ons kan vashou. Wanneer ons hoop min raak. En wanneer dit vir ons voel, ons sien nie meer kans nie. En daarom wil ek vanoggend vir jou sê, as jy op die regte plek, want ons gaan saam aan die einde van hierdie woordbediening gaan ons die nagmaal gebruik. En dis 'n teken van hoop, dis 'n teken wat Jesus self vandag vir jou en my wil kom gee. Iets waaraan jy kan vashou. Ek wil eintlik nie net sê iets waaraan jy kan vashou nie. Hoop is nie vir 'n kind van die Here net iets waaraan ons vashou nie. Vir die wêreld is hoop iets. Jy weet mos die wêreld sal ons altyd sê dis iets, dalk eendag sal dit beter gaan. Jy weet daai onsekerheid, dis nie wat hoop is nie. Ek wil vandag vir jou sê, as ons die nagmaalstekens het, dan het ons iemand om aan vas te hou. Nie iets nie, iemand. Iemand met 'n hoofletter, en wie is hierdie iemand? Niemand anders as Jesus Christus self nie. Want Jesus sê, die woord sê, hy is die hoop. Hy is die hoop vir hierdie wêreld. Hy is die hoop. En ek en jy kan vandag aan Jesus vashou. En elke keer as ons van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, dan verkondig ons Jesus, die hoop vir die wêreld. Dan verkondig ons sy offer aan die kruis. Dan verkondig ons sy verlossing. Nou vandag gaan ons by 'n man stil staan, wat ook maar 'n baie hopelose situasie beleef het. Sy naam is Johannes. En hy het nie veel hoop gehad nie. Nou, julle almal ken Johannes baie goed. Ons lees op baie plekke van hom. Hy het die evangelie Johannes geskryf. Ons is nou in die Bybelskool besig daarmee. Ons stap vers vir vers deur die evangelie van Johannes. Maar Johannes was die disipels vir wie Jesus baie lief was. En Johannes, sal julle onthou, het mos 'n boetie gehad, Jakobus, né? Hulle was Jesus se disipels gewees. Maar wanneer ons nou by Openbaring kom, dan het daar nou al 'n klomp jare verbygegaan. Johannes self is nou al 'n bejaarde man. Hy's al oud. Jy weet, die liggaam is maar moeilik. Hulle sê mos oud word is nie vir sissies nie, né? Dit is maar 'n bietjie seer partykeer om op te staan en maar dis nie hoekom hy op 'n plek gekom het waar hy besig was om sy hoop te verloor. Weet julle wat? Johannes het verskriklik swaar gekry. Hy het onder geweldige verdruk verkeer. Hy het alle rede gehad om hoop te verloor. Want wat gebeur het is, die Romeine het sy boetie Jakobus gevang, hulle het hom gemartel. Jakobus het op die ou einde gesterf omdat hy in Jesus glo. En hulle het Johannes gevang. En hulle het Johannes gevat en hulle het hom verban na die eiland Patmos toe. Nou mense, ek dink ons het die verkeerde prentjie as jy dink Patmos is net so 'n lekker alleen eiland en jy sit daar op die strand en jy moet nou vir jouself, jy weet, so 'n survivor, dis nie Patmos nie. Jy moet nou self jou ou visie vang, dis nie Patmos nie. Patmos was soos 'n strafkamp, dit was soos 'n gevangene eiland waar al die gevangenes heen gevat het, nê? Daar een kant afgesonder. Hulle moes op daai eiland klippe kap elke dag. Nou kan jy dink, 'n ou man met 'n seer lyf, hy moes elke dag gaan en hulle het hulle geslaan en gemartel en hulle moes klippe kap. En hoekom? Want van die Joodse leiers het nie van Johannes gehou nie. Hy was 'n bedreiging vir die Joodse godsdiens. En daarom het die Jode destyds so kan ek maar sê, hulle kon dit nie vat dat die goeie nuus oor Jesus verkondig word nie. Hulle kon nie vat dat die goeie nuus, dit wat die nagmaal vanoggend verkondig, dat Jesus gekruisig is en dat sy bloed gevloei het vir ons sondes en dat hy opgestaan het uit die dood, dat hy vir ons lewe in oorvloed gee. Die Jode wou nie hê dat hierdie goeie nuus mense se ore bereik nie. En daarom het die Joodse leiers gegaan, hulle het die volgelinge van Jesus gevange geneem. En nog erger, hulle het toe eintlik vir die Romeine gaan sê, maar hierdie Christene
aanvaar nie die keiser meer as koning nie. Hulle sê hulle het 'n ander keiser, hulle het 'n ander koning, naamlik Jesus Christus. En hulle is besig om in opstand te kom teen die Romeinse keiser. Nou mense, deesdae, eintlik daai tyd, ek wil maar sê maar vandag nog steeds, maar in daardie tyd as jy durf het om teen die keiser op te staan, dan is jy ter dood veroordeel. En dis wat gebeur het. En daarom het die Romeine toe begin, nie meer die Jode nie, die Romeine het begin om die Christene, om elke hoek en draai te vervolg, te vang, te martel. So as ons onsself in hulle skoene plaas, hulle het onder verskriklike, geweldige verdruk verkeer. Dit het baie sleg gegaan met die kerk van die Here Jesus, met kinders van die Here. En dit voel altyd vir my, kinders van die Here moet mos nie swaar kry nie. Kinders van die Here, dit moet mos goed gaan met ons, want ons is kinders van die Here. En tog gebeur dit dat die kerk baie keer swaar kry, dat kinders van die Here deur moeilike omstandighede moet gaan. Miskien sit jy vandag hier en jy beleef geweldige druk, geweldige spanning in jou lewe. Miskien sit jy vandag hier in 'n baie moeilike situasie vasgevang. Daar's iets wat jou lewe bedreig. Daar's iets wat jou geloof in die Here bedryf. Hierdie is nie net 'n krisis nie, dit word amper 'n geloofskrisis in jou eie hart en in jou eie lewe. Dalk sit jy vanoggend hier met 'n groot stuk onsekerheid. Jy weet nie hoe die toekoms gaan lyk nie. Want daar's iets wat jou inhok, daar's iets wat druk op jou plaas. Daar's iets wat voel of dit jou vryheid van jou af heeltemal gaan wegvat. Dit plaas jou onder geweldige druk. Dalk is dit 'n bekommernis oor finansies. Dalk is dit 'n bekommernis oor jou gesondheid. Dalk is dit 'n bekommernis oor iemand wat baie naby aan jou is, 'n geliefde. Dalk sit jy met siekte en pyn. Dalk voel dit vir jou vandag, maar my hoop het min geraak. Ek is 'n kind van die Here, maar kry swaar. Maar kyk wat gebeur met Johannes. Terwyl hy nou daar verban word, saam met 'n klomp ander gevangenes op die eiland Patmos. Ek bedoel mense, dis 'n geweldige moeilike situasie. Terwyl hy daar in gevangenis sit op Patmos, besig is om klippe te kap, lees ons in Openbaring 1 van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste voor sy troon. En van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God, sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het. En al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Nou ek Johannes is julle medegelowige. En deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos waarheen ek verban was omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê: skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes: Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea.
Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu. En sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. En toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, hoor hierdie woorde, jy kan dit jou eie maak vandag. Moenie bang wees nie. Dis ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Net tot sover ons skriflesing. Daar's so baie, maar ons moet maar iewers stop en dit oordink, dit wat die Heilige Gees vandag in jou lewe en in my lewe wil doen. Mense, kom ons kry net vir 'n oomblik die prentjie wat hier in Openbaring 1 afspeel. Terwyl Johannes nou daar sit, ons het gesê, hy het alle rede om moedeloos te wees. Terwyl hy daar sit, mense, dis nag. Sy lyf is geweldig seer. Dis moeilik, sien nie kans vir môre nie. Hy leef onder geweldige druk. Nie net hy nie, al die Christene. Dit was gevaarlik om te sê jy ken die Here Jesus, want of hulle het jou doodgemaak of hulle het jou na Patmos toegestuur. Terwyl hy hierdie druk beleef, kom die Here Jesus en verskyn hy aan Johannes. Mense, en wanneer Jesus kom, dan kom openbaar hy hom aan Johannes. En daar's 'n klomp goed, maar ek gaan dit probeer saamvat net op 3 maniere hoe Jesus homself openbaar. Net soos wat Jesus vandag homself aan jou wil openbaar en aan my wil kom openbaar. In die eerste plek kom Jesus en hy sê vir Johannes, Johannes, ek weet jy verkeer onder geweldige druk. Dis hoekom Jesus aan hom verskyn, want mense, dit skeer sy hart om te sien in watter omstandighede Johannes vasgevang is. So Jesus kom verskyn aan hom, want Jesus sien hom raak, hy sien sy nood raak, hy sien sy omstandighede raak. En Jesus sê vir hom, Johannes, maar wag net, weet net, besef net wie ek is. Ons lees dit in vers 4. Van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asie. Hoor nou. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. Hoe openbaar Jesus homself? As die ewige. As die alomteenwoordige. Met die ander woorde, die een wat altyd en altyd en altyd daar sal wees, vir jou en vir my ook. En dan lees ons, en van die 7 geeste voor sy troon. Nou die boek Openbaring is vol beeldspraak, want ek dink nie Johannes kon dit regkry om in mensetaal te probeer beskryf wat hy gesien het in die hemel nie, dis net te groot. Soos ons baie keer vir mekaar by die Bybelskool sê, Jesus self is net te groot, ons kan hom nie in een woord vasvat nie, want as jy die evangelie van Johannes lees, dan is daar soveel beskrywings en woorde en ek is uitsprake, om net vir ons te help verstaan hoe groot Jesus Christus is. En nou skuif die hemel oop, en daarom is daar 'n klomp simboliese taal. As jy net lees, en van die 7 geeste voor sy troon, dan moet ons klaar stop, want die getal 7 is mos die volmaakte getal. Die 7 geeste voor sy troon beteken nie daar's 7 verskillende geeste nie. Die 7 verwys na een gees. Met ander woorde, die 7 geeste, die Heilige Gees, die volheid van die Heilige Gees. Die volle kragtige werking van die Heilige Gees. Hy is so groot, hy is so kragtig, so 7 geeste, die volheid van Gees.
Jy onthou mos in Johannes 14 het Jesus gesê dat hy moet weggaan. Hy gaan om vir ons 'n plek te gaan voorberei in sy Vaderhuis. Maar wat sê Jesus in Johannes 14? Ek gaan julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek gaan vir julle die Heilige Gees gee. Die volheid, die volle kragtige werking van die Heilige Gees gaan Jesus vir ons gee. En toe het die Heilige Gees gekom, en op Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort, en ek en jy het nou al reeds die volle kragtige werking van die Gees. As jy sit en jy weet, ek het iewers my hart en my lewe vir Jesus gegee, ek het iewers my verlore toestand besef, ek het my sondes bely, ek is weergebore, dan het jy die volheid van die Heilige Gees reeds ontvang. Moenie daaroor twyfel nie. En wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees neem nie noodwendig hierdie druk wat ons beleef weg nie. Hy neem nie noodwendig ons pyn en ons seer weg. Hy vat dit nie noodwendig weg nie. Maar wat doen hy? Mense, want kom ons sê net, hoekom vat hy dit nie weg nie? Want ons leef in 'n gebroke wêreld. Ons leef in 'n gebroke wêreld. Dis hoekom die kolonel nou 'n oproep kry, want dit is 'n gebroke wêreld. Ja, hulle is altyd op bystand. Jy lag nou, maar Pieter, ons verstaan, moenie sleg voel nie, want daar's altyd weer iets wat gebeur, ook in die polisie. Ons leef in 'n gebroke wêreld, as gevolg van die sondeval. Ons is nog nie in die hemel nie. Daarom, terwyl ons hier reisigers is op aarde, gaan ons baie keer moeilikheid beleef, druk beleef, spanning beleef. Maar wat doen die Heilige Gees? Hy vat nie ons uit hierdie wêreld uit weg nie, maar weet jy wat doen hy? Wanneer ons swaar kry, wanneer jy voel jy sien nie meer kans nie, dan kom die Heilige Gees en op daai oomblik bring hy Jesus in jou lewe in. Hy maak Jesus vir jou 'n werklikheid. Hy maak van Jesus 'n groter realiteit as hierdie druk wat jy beleef en hierdie spanning wat jy beleef. Die Heilige Gees help ons om met ons hele fokus op Jesus gerig te mag leef, op Jesus te fokus. Die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. Die heerser oor die konings van die aarde. Waar is Jesus terwyl Johannes swaar kry, terwyl Johannes onder druk verkeer? Waar is Jesus? Johannes sê, terwyl hy swaar kry, mense, terwyl dit vir hom voel, hy verloor alle hoop, sê hy, ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. Waar is Jesus? Hy's daar. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens, hy het 'n lang kleed aangetree en 'n goue band om sy bors. Nou die 7 staanlampe verteenwoordig die hele kerk. Al die kinders van die Here, die kerk, die volle kerk van die Here Jesus, elke gemeente. Die kerk is nie net kerkgeboue en gemeentes, dis ek en jy, wat gewas is met die bloed van die lam. En tussen ons, hier by ons, vanoggend hier reg langs jou, staan die Here Jesus. Ook vandag as dit vir jou voel, maar ek sien nie kans nie. Dan moet jy weet, die Here Jesus Christus staan hier by jou. Jesus wat gesê het, onthou ek is by jou tot die volëinding van die wêreld. Dit was sy laaste woorde volgens Matteus. Mense, dis waarvan die nagmaal 'n teken is. Jy het dalk 'n teken nodig vandag. Is besig om alle hoop en alle moed te verloor, hier is die teken. Die nagmaal wil vir jou daaraan herinner. Die nagmaal is 'n teken. Ons sê ons lees dit in die formulier. Die nagmaal is 'n gedagtenismaal. Die nagmaal help ons met ander woorde om te onthou. Dis 'n gedagtenismaal. Wat moet ons onthou? Ons moet onthou wie Jesus is. Die nagmaal is 'n gedagtenismaal. Ons moet Jesus raak sien in hierdie tekens. Jesus wat daar by jou staan. Maar die nagmaal, sê die formulier, is ook 'n gemeenskapsmaaltyd. Wat beteken dit? Dit gaan oor verhouding, gemeenskap, verhouding met God, verhouding met mekaar. Want deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal teenwoordig. Kan jy hoor hoe groot is hierdie teken wat ons nou gaan uitdeel? As jy hoop verloor, en jy eet daai brood en jy drink daai wyn, dan is dit 'n teken dat Jesus by jou is. Dis 'n teken dat hy sy liggaam vir jou gebreek het, dat sy bloed vir jou gevloei het. Dis 'n teken om aan vas te hou. En mag jy dit beleef vandag?
Jesus is hier reg langs jou, hy gaan jou nie los nie. Hy gaan nie nou omdraai en wegstap nie, hy gaan saam met jou deur hierdie dal van doodskaduwee. En dan sal jou veilig aan die ander kant uitbring. So mag die Heilige Gees vanoggend ons geestesoog oopmaak, dat ons regtig vir Jesus Christus sal raak sien. Ten spyte van ons moeilike omstandighede. In die tweede plek kom Jesus, en hy sê vir Johannes sien raak, ek is in beheer. Dis hoe Jesus homself openbaar. Moenie bang wees nie, moenie twyfel nie. Sien raak wie ek is en sien raak ek is reeds in beheer. En toe hy nou mooi na Jesus begin kyk, toe sien hy Jesus het 'n lang kleed aangetrek. Dis dieselfde kleed wat die hoofpriester aangetrek het. Wanneer hy eenmal 'n jaar op die groot versoendag in die allerheiligste ingestap het om wat te doen, offers te bring vir die volk se sondes, né? Jesus het net so 'n kleed aan, maar die verskil is, Jesus het nie net gekom en 'n lammetjie gevang en 'n lammetjie geslag en hom gaan offer nie. Jesus self is die lam wat hom laat slag het, wat homself opgeoffer het aan 'n kruis vir jou sondes en vir my sondes. Hier staan Jesus. En Johannes sien uit die hoofpriester kleed aan, want hy is die lam wat geslag is. En hy is die een wat opgestaan het uit die dood. Dis hoekom hy daar by Johannes staan. Hy's nie weg nie. Die graf is leeg. Hy het opgestaan uit die dood. Daarom staan hy langs Johannes, want hy het die dood oorwin. En hy het daardie afstand wat sonde tussen ons en God gebring het, heeltemal weggevat. Hy het alles gedoen van sy kant af om jou te red en om my te red. En dis waarvan die nagmaal vandag geteken is. Die formulier sê, die nagmaal is ook 'n waarborg. Dis 'n waarborg. So as jy vandag hierdie teken vat, wat is die waarborg? Jesus self sê in Matteus 16, dis my liggaam. Dis my bloed, en so seker soos wat jy hierdie wyn drink en hierdie brood eet, het jy die waarborg. Ek het dit vir jou gedoen. Ek het dit vir jou gedoen. So seker as wat ons daardie brood eet en die wyn drink, het ons deel aan Christus, aan sy sterwe, aan sy opstanding uit die dood. Nou al reeds, nie eendag as ons doodgaan nie, nou al reeds, kan ons aan daardie teken vashou. En moet ons raak sien, jou lewe is alreeds veilig geanker in die Here Jesus. En Jesus bly in beheer. Want deur sy offer aan die kruis en deur sy opstanding uit die dood, ontvang ons die ewige lewe. Mense, en niks in hierdie lewe kan dit verander nie. Ook nie daai goed wat ons lewens so druk en druk en druk nie. Niks kan verander aan die feit dat ek en jy reeds deel het aan die oorwinning van Jesus Christus nie. Dis die grootste oorwinning wat daar kan wees. Ons het reeds deel daaraan. Dis hoe Jesus homself openbaar. Ek gaan baie kortliks sê. Jy kan maar na my ou preke gaan kyk, daar's baie wat ek al gesê het oor die goue band en oor die hare en oor die oë. Maar die goue band beteken net, hy's koning, hy is koning oor alle konings. Jesus se hare wat wit is, soos wol, sê, hy is absoluut rein. Jesus se oë wat soos vuur vlam, sê hy weet alles. Jesus se voete wat soos geel koper is, beteken oral waar hy beweeg word dit rein en is dit skoon. Sy stem is wat klink soos water wat dry, sê hy is ontzagwekkend groot. Hy's ontzagwekkend groot. Sy hele voorkoms lees ons is soos die son wat op sy helderste skyn. Met ander woorde, God se heerlikheid skyn uit hom uit. Waar Jesus instap, gee donkerte pad. Hoor dit vanoggend? Waar Jesus instap, gee donkerte pad. Ook dit wat vandag donker voel in jou lewe. Jy mag dit vir hom gee. Want aan hom behoort alle mag. En dis my gebed vanoggend, mag die Heilige Gees regtig, as ons die nagmaal gebruik, ons geestesoog, ons geestesore oopmaak. Wanneer ons hier aan die tafel sit en wanneer ons nou die tekens van brood en wyn gebruik, mag ek en jy sien, maar Jesus bly in beheer. Hy het reeds die dood oorwin. Hy regeer. En ek en jy het deel aan daardie oorwinning.
Jy deel aan daardie oorwinning. Want dis hoekom die boek Openbaring geskryf is om vir kinders van die Here hoop te gee. Al lyk jou omstandighede donker. Al voel dit vir jou, jy verloor hoop en jy weet nie hoe jy deur hierdie volgende paar dae gaan kom nie. Weet, Jesus regeer en jy deel aan sy oorwinning. Weet, Jesus hou jou lewe veilig vas. En dis wat Johannes in die 3de plek raak sien. Ek gaan net baie kortliks daarna verwys. Vers 16. In sy regterhand het hy die 7 sterre gehad. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad. Nou die 7 sterre kan ook verwys na die 7 leraars van die 7 gemeentes, maar nou het julle al gehoor, die 7 sê dis volmaaktheid, dis al die kerke. Ek wil vir jou sê, dis nie net al die leraars nie, 'n leraar verteenwoordig die hele gemeente. So as ons praat van die 7 sterre, dan is dit al die gelowiges. Ek en jy is deel van daardie 7 sterre, wat Jesus in sy hand vashou. Hoor dit vanoggend, waar is jy? Waar is jy wanneer dit moeilik gaan, wanneer die lewe jou druk? Waar is jy? Jy's in Jesus se hand. Jy's deel van sy kerk. Hy hou jou vas. Hy hou jou vas. Waar hou hy jou vas? Dit is baie interessant, in sy regterhand. Jou regterhand is jou sterk hand. Hy hou jou vas in die hand waarmee hy regeer. Dis daar waar hy jou vashou. Ek weet nie waartoe jy vandag gaan nie. Ek weet nie wat vandag druk gaan in jou lewe nie. Ek weet nie waartoe jy die volgende week moet gaan nie. Maar een ding weet ek, die Here hou jou vas in sy regterhand. Die nagmaal is 'n teken daarvan. Hy sal jou nie los nie, hy sal jou hierdeur dra. Die nagmaal is vanoggend vir jou daardie teken van hoop waaraan jy kan vashou. Jesus is by jou. Jesus is in beheer. Jesus sit op die troon. Jesus regeer. Hy het reeds die dood oorwin. Die nagmaal sê dit vir ons. Hy regeer en hy hou jou veilig vas in sy regterhand. So ontvang vandag hierdie nagmaal uit die Here se hand as 'n teken van hoop. Iets waaraan jy kan vashou. Elke dag mag Jesus vir jou die hoop wees en die werklikheid wees en die realiteit wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vandag vir ons 'n teken gee. En daarmee wil U vir ons Uself gee. U wat die hoop vir die wêreld is. En ons sien U liggaam wat gebreek is en ons sien U bloed wat gevloei het. En ons weet U het opgestaan uit die dood. En ons weet U regeer. En ons weet U hou ons vas in die regterhand. En as iemand is wat dalk twyfel vandag, dan gee vir hulle hierdie teken om hom vas te hou. Die teken van brood en wyn. Dankie dat ons dit mag bid in Jesus naam. Amen. Die Here lê op my hart dat van gister af dat die Lombards Ewert julle dat julle hier voor by my kom sit aan die tafel. Ewert, Nita, kinders, ons dra nog stoele in as akkoord. Kom sit asseblief hier voor. Julle kan maar julle sitplek inneem. En dan wil ek vra dat ons span wat kom uitdeel vandag, ouderling, julle gaan moet kom help uitdeel. Dat julle ook vir my nader sal staan. En hoe dit by ons werk, ek wil net vinnig verduidelik, ons gaan nou vir almal die tekens uitdeel, maar moet dit nog nie gebruik nie. Hou net eers die tekens by jou vas, daar's brood, of wat gebreek is, daai dit het nie suurdeeg in nie, daai matsos of natsos of wat ook al. En dan het jy die wyn of die druiwesap. Die druiwesap is die ligte kleur,
Die wyn is aan die buitekant van die kel of van die skinkbord. So maak nie saak nie, dis 'n teken. So of jy dan nou die wyn of die druiwesap vat. By ons werk dit so. Jy as ouer, as jy weet, jou kind het al hulle hart vir Jesus gegee, dan mag hulle ook die nagmaal gebruik. Kinders, ons weet daar's van julle wat sê nie, ons wil wag tot ons belydenis aflê, dis ook reg. Daar's geen druk op jou nie. Jy mag die nagmaal saam met ons gebruik. En dan besoekers. Die ou formulier het altyd gesê, as jy die vrymoedigheid het om in jou kerk, kom ek maak dit baie maklik. As jy jou hart en jou lewe vir Jesus gegee het, dan mag jy die nagmaal gebruik, so eenvoudig soos dit. So, ons gaan die tekens so lank uitdeel, ons gaan jou bedien met die tekens, hou dit by jou, ons gaan nou saam die nagmaal gebruik. Baie dankie.
Seker maak, het almal 'n kelkie ontvang. Ek deel nog nie die beker uit nie. Ek hoor daar's 'n klomp virusse, maar as jy nou regtig die beker wil hê, moet jy ook maar jou hand opsteek. Is daar iemand wat die beker wil hê? Dit lyk nie so nie. Almal het 'n kelkie ontvang. Willem, wil jy die beker hê daarbo? Dis reg, jy sal maar moet afkom, broer. Dis reg. En dan die brood, is enige iemand oorgeslaan, het almal tekens ontvang. Ons span wat help uitdeel het hele tekens ontvang. Anders deel ek vir julle uit. OK, het almal tekens ontvang. Goed, kom ons raak net so stil voor ons die tekens gebruik. Daardie teken, mense, wat jy daar het in jou hand, hier op die tafel. Dis God se teken vandag, is Jesus se teken vandag vir jou. Miskien voel dat jy verloor moed, jy verloor hoop. Ontvang hy teken vandag. Uit genade. As 'n bevestiging dat Jesus jou nooit sal los nie. Dat hy elke treukie by jou sal wees. Maak nie saak hoe moeilik omstandighede is nie, hy sal jou nie los nie, hy sal jou daardeur vat. Want jy staan reeds in sy oorwinning. Hy het reeds die grootste krisis, die dood oorwin. En daarom kan ek en jy met dit wat vandag druk, kan ons daardie tekens vat. En ons kan dit vashou en ons kan vir die Here sê, dankie Here dat U nou vir my 'n teken gee. Dat U my nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. So hou vas aan daardie tekens wat Jesus self nou vir jou en my deur sy Gees wil kom bedien. Kom ons raak net so stil. Dankie Here Jesus, dat U liggaam gebreek is en dat U bloed gevloei het vir ons. Dis die teken wat ons het om aan vas te hou. Dankie Here Jesus dat die graf leeg is, dat U reeds opgestaan het uit die dood en U is hier by ons. U leef. En dankie dat U ons nie sal los nie. Dat U elke oomblik by ons sal wees. En daarmee vra ons Here dat U nou ons gebruik van hierdie nagmaal sal kom seën. Heilige Gees met die volheid van U teenwoordigheid. Jesus, die volheid van U krag en U teenwoordigheid. Vader God, met die volheid van U liefde en beskerming en U inspraak op elkeen van ons se lewens. Dankie dat ons hierdie genade teken nou uit U hand mag ontvang. Amen. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van al jou sondes. Ek gaan hom maar so maak, daar is hy. Groot op 'n breek maak kleiner. Hulle kan dit kleiner breek hoor. Die beker van danksegging is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, dis 'n teken, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed gevloei het tot die volkomme versoening van al jou sondes.
Ek lees graag daardie baie bekende woorde weer, wat ons nou gelees het. Openbaring 1. Hoor weer die woorde van vers 5, die eindig in vers 6. Hoor die teken wat God vir jou en my beloof. Uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons dank hom. Here Jesus, dankie dat U bereid was om aan 'n kruis vir ons sondes te sterf. Maar dankie Jesus dat U opgestaan het uit die dood, en dat ons vandag aan hierdie teken kan vashou. Here, dis hierdie teken van dit wat U vir ons gedoen het, wat vir ons hoop gee, wat vir ons moed gee. Wat ons sommer vandag optel, wat ons sommer op 'n ander vlak plaas. En ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat U ons opnuut vandag deur hierdie nagmaal, dat U opnuut ons geloof kom versterk. En dan bid ons dat U deur die werking van die Heilige Gees hierdie teken, hierdie gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom, sal gebruik om ons daagliks te laat groei in die regte geloof en die innige gemeenskap met Christus. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees U doel, U volkome doel met hierdie nagmaal sal gebruik of sal bereik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So kom ons staan voor die Here, ons sluit af met hierdie wonderlike lied. Heer, U is my lewe. Ek ken U veilige bewaring elke dag. En U is my vrede. Ook as die storms kom, dan het ons daardie tekens ontvang vandag. Ons kan aan Jesus vashou. Kom ons loof die Here en daarna kan jy bly staan vir die seën. Julle kan sommer hier. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees.
Die Here sal sy aangesig na jou toe draai en vir jou sy vrede gee. En onthou daar's brood en koffie in die saal. Julle is baie welkom kinders. As ek na die tyd kyk, moet ons maar aanbeweeg kategese toe. So ek sorg dat jy by jou klasie uitkom en ja nee, ons is lekker oor die tyd. Voogte, improvise. Julle het 30 minute om hierdie les te kom. Baie dankie.